Baie welkom by die koffiekuier. Ek is op my eie vanoggend en ons is by Handelinge 6. Handelinge boek wat geskryf is deur Lukas en die Griek wat ook die Lukas Evangelie geskryf het en die storie van die vroeë kerk. En as ons hierdie verhaal lees tot waar ons nou gelees het en ons gesien hoe God se somme werk, hoe God mense meer maak en hoe God die kerk vermenigvuldig, plus bytel vermenigvuldig, en verlede week selfs hoe hy aftrek, waar Ananias en Safira op die ouend met hulle gejok en dit wat gebeur het, wat hulle sterf op die plek en waar God eintlik die kerk dan vir 'n oomblik met 2 minder maak. Wat ons wel weet is dat God nooit die kerk verdeel nie. Daar waar die kerk verdeel en in aparte groepe intrek, dis nooit die werk van God nie. God maak meer, God kan dalk aftrek, maar God verdeel nie die kerk nie. Nou in my voorbereiding kom ek af op 'n grappie wat eintlik nogal vir my heel snaaks was, van die 4 Christenleiers wat na 'n konferensie toe gaan wat uit dieselfde dorp uitkom. En hulle praat so in die hele konferensie gaan daaroor om eerlik te wees en jou sonde te bely en nader aan mekaar te kom sodat ons kan groei. En hulle sit so om die tafel en hulle drink 'n koffietjie en die eerste ou sê ja, hy het 'n sonde en hy wil dit nou vir sy mede-kollegas van hierdie dorp wil hy daarvan vertel. So hy het 'n probleem met drank. Hy hou dan nogal daarvan om so af en toe nou so bietjie te veel brandewyn of wat ook al te drink. Ander ouens luister en die volgende ou sê nee, hy dobbel. Hy het 'n probleem met dobbel. Hy het al baie geld verloor en hy weet eintlik nie hoe om hiervan ontslae te raak nie. En die derde een sê ja, maar sy belastingvorm. Kyk, as hy nou die goed moet gaan ingee by SARS, dan is hy is nie so eerlik op daai vorm nie. En die laaste ou, die 4de ou sê niks nie. Hy so rukkie kyk hulle so, hy sê julle ouens, ek het ook 'n krisis. Ek het ook 'n probleem. My probleem is dat ek hou van skinder. En ek kan nie wag om terug te kom in die dorp om hierdie stories te gaan vertel nie. Sien, en daai bring verdeeldheid in die kerk. En as ons nou Handelinge 6 lees, dan sien ons van verdeeldheid in die kerk en hoe dit gebeur. Want baie maal het ons hierdie romantiese idee van die vroeë kerk en niks het verkeerd gegaan nie. Maar Handelinge is baie eg. Ons het al eerste selfmoord gehad, Judas wat selfmoord pleeg, Ananias en Safira wat jok. Later as ons hier kom by Handelinge 15, dan sien ons dat Paulus en Barnabas so beklei dat hulle paaie moet skei. So verdeeldheid kom nie van die Here af nie. Maar kom ons lees saam en begin ons aan Handelinge 6, dan sien ons waar ons heen gaan. Ons moet weet, daar is nie 'n perfekte kerkleier nie, en daar is definitief ook nie 'n perfekte kerk of 'n perfekte gemeente nie. Dit word maar saamgestel uit mense uit. 7 diakens word gekies. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreëssprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgekom het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. So hier sien ons, die gemeente word saamgestel uit 'n klomp verskillende groepe mense. En nou begin die ouens kla dat die Jode voordeel trek en dat die Grieksprekende ouens se weduwees afgeskeep kan word. Nou, Bruce Malina herinner ons daar dat 'n weduwee aan die antieke wêreld het geen regte gehad nie. Haar familie het vir haar gesorg as sy gelukkig was. En as haar familie nie vir haar kon sorg nie, dan moes sy van almoese leef.
En die kerk het dan nou vir hierdie families gesorg en nou begin hulle sê maar hulle sorg nie mooi genoeg vir hulle nie. Die maatskaplike dienste wat daar nie is nie of die UIF is nie daar om vir hulle te sorg nie. En dan besef ons, maar daar is nie 'n foutlose kerk nie. Hier heel aan die begin, wat hulle al hulle goed by mekaar gesit het met mekaar gedeel het, sien ons dat hier 'n ongelukkigheid kom, omdat die Grieke dan nou nie kry wat hulle moes gekry het nie. En dan sê hulle, maar ons kan ook nou nie al die woordverkondiging en die verspreiding van die evangelie kan ons nie tot stilstand bring, sodat ons nou kan kos begin uitdeel op die regte plek en die regte goed in plek sit nie. En dan sê hulle, maar kom ons kies 7 mans om hierdie werk te doen. Eintlik die eerste diakens van die vroeë kerk. En dan sien ons al 7 name is Griekse name. So iets wat ons sê van inklusiewe leierskap. Die Jode wat dan sê, maar kom ons kry die Grieke en hulle sorg dan self vir hulle Jode. Vir hulle weduwees om daar te sorg dat hierdie kos verdeel word. En dit is nou interessant as mens kyk na hoe hierdie mans gekies word, wat die eienskappe is van wat gekies word. Elke keer sê hulle maar, dis vol van die Heilige Gees, gelowig. So ons praat nie hier van strategiese beplanning, mense wat goed is in besigheidsmanne nie, maar die eienskappe wat gesoek word, is gelowige mense, vol van die Heilige Gees, wat die regte besluite kan neem. En in hierdie hele krisissituasie wat dan ontstaan in die vroeë gemeente, sien ons dat daar dan heeltemal 'n ontknopingspunt kom om te sê, maar hoe gaan ons hierdie oplos? En dis om ekstra mense by te kry wat 'n ander tipe deel kan doen en 'n ander tipe werk kan doen. As ons dan nou verder lees in die hoofstuk, Stefanus word gevange geneem, een van die ouens wat dan nou gekies word as een van hierdie diakens. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Cyrene en Alexandria afkomstig was, het toe saam met die Jode wat van die provinsie Sicilië en Asië afgekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewas teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God oorlaster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuies gekry om te sê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê, dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons geleer het sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Nou, ons in volgende week sal ons sien in hoofstuk 7, dat wat met Stefanus gebeur, en ons sien Stefanus die eerste martelaar, een wat sterf, vir sy geloof, maar hier Stefanus wat uitgesonder word, en soos met Jesus, 'n klomp vals getuies wat inkom en ingebring word, want onmiddellik begin het gaan oor die plek, en ons maak stories op, want nou sê hy iets teenoor die tempel, en ons sien dadelik, die Christene het gesê, maar dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor Jesus Christus, en ons staan in 'n verhouding, is dit nie meer die tempel nodig nie, want die voorhangsel het geskeur, en nou begin hulle sê, nee, maar wat nou vir hierdie Jesus van Nasaret? So ons sien met Stefanus dat hier kom ons dieselfde prentjie wat ons skryf van Moses, die gesig wat begin skyn, dieselfde gebeur met iets van die Heilige Gees wat sigbaar word, en dit moet vir hulle sê dat iets hier besig is om te gebeur, en dit is juist in Handelinge sien ons elke kort, iets wat ons sien in die Ou Testament, wat baie keer met Moses so goed gebeur het, wat so half hulle herinner, maar ons het hierdie al gesien, met die uitstorting van die Heilige Gees, lyk het en klink het soos wanneer Moses die wet ontvang, en hier sien ons weer iets, hier word iemand ingetrek, vals getuies, en dan begin hy getuig en vertel, en dan die gesig wat begin skyn en helder word, en iets sê van wie Stefanus was, en hoe vol hy rarig van die Heilige Gees was. So ons sien dat God roep gewone mense vir buitengewone invloed. En die ware krag lê dan in die Gees. En ons sien ook dat
hoewel die vroeë Christene baie in die sinagoge was en later kom daar 'n skeiding, maar ons sien dat hier begin krakies vorm tussen wie die Jode was en wie die Christene besig is om te word. Ons sien die skuwe tussen die Jode wat eintlik maar vir hulle self sorg en hulle eie mense, en dan begin die Grieke sê, hey, wat gaan aan, en dan sorg hulle bietjie meer vir die Griekse, die vrouens. Ons sien nou hier dat die ouens begin sê, nee, maar hierdie ouens praat nie reg van die tempel nie. Hulle sê wat Jesus gesê het en wat God in die tempel, hierdie goed kom nie meer ooreen nie. So ons begin sien dat hierdie paadjies definitief begin skei en dat daar 'n nuwe stroom begin volg. En wanneer ons volgende week in Handelinge 7 kom by Stefanus se dood, dan sien ons is 'n totaal en alle draaipunt in die vroeë kerk en dat die kerk dan in 'n nuwe rigting begin beweeg. Maar baie opwindende boek om saam te lees en ook te besef dat dit maar die vroeë kerk uit gewone mense bestaan het, met gewone probleme en krisisse, en deur goeie besluitneming en inklusiewe besluitneming die regte prosesse volg om hierdie konflik op te los wat partymal soveel anders kon wees, maar net doodgewone mense met doodgewone foute wat God se kerk in beheer is van God se kerk, en God gebruik ons, en daarom weet ons dat elkeen van ek en jy ook in God se kerk bruikbaar kan wees ten spyte van wie ons is en ten spyte van die foute wat ons soms maak. Daarom moet ons seker ook maar sag wees met mekaar en mekaar se foute. Maar kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons hierdie kan lees en kan lees ook dat soos ons eie gemeente hier ook maar foute was. Doodgewone mense wat voel maar hulle word benadeel, party kry meer aandag, en ons sien ook dat onwaarhede gepraat word en dit 'n ding op 'n spits dryf. As ons hierdie lees, dan besef ons dit waarin ons vandag leef, die wêreld waarin ons leef, die goed wat ons vir mekaar sê, is goed wat al gebeur het. En daarom moet ons nader aan U trek, U Heilige Gees innooi in ons gesprekke in ons manier van dink, in ons krisisoplossings, en dat dit op die einde van die dag die grootste bate is in die kerk, is dat U Gees tot ons beskikbaar is. En help ons om so ingestel te wees, dat ons die regte besluite sal maak. Amen.